Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, so deur op die knoppie te klik as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ja, vandag se titel is Zille en EFF koloniseer Johannesburg. Nou, hierdie titel van my is so effens geïnspireer, dink ek, deur, ten eerste nou, Zille is 'n swempartytjie, of wat sy dit ook al wil noem, hierso nie ver van waar ek woon nie, in Douglasdale in Johannesburg, het sy mos met 'n duikbril en 'n snorkel in 'n gat in die pad rondgeswem. En daarby nevens het Lesofie, Panyaza Lesofie, seker die grootste boerehater in die land, die mees anti-Afrikaanse politikus in Afrika, en 'n hater van Afrikaans en alles wat met ons te maak het. Hy het sopas 'n lid van die EFF as die LER vir Finansies in die Gauteng provinsie aangestel. En hy gaan die bagatel van 180 miljard rand beheer. Dus ek dink daar gaan geskep word na die EFF se kant toe. Maar nou, voordat ons so hiermee voortgaan, wil ek net weer herinner aan die bestaan van ons boekwinkel hier en ons etlike interessante boeke wat jy kan koop. Ek gaan ook so 'n bietjie verwys hier na 'n ander boek wat nie te koop is nog in Afrikaans nie, maar 'n boek wat ek dink ons in Afrikaans behoort te vertaal. En dit is natuurlik 'n boek deur Carl Schmidt met die titel Land en See. Dit is oorspronklik, maar ons kan nou daaroor gesels, want ek is besig om tans die boek te herlees en dit tref my. Dit is eintlik 'n boek wat gaan oor die rol van Engeland in die wêreld. En ek dink ons hele dilemma, en die Afrikaner se dilemma, is dat hy nie mooi verstaan wat die rol van Engeland in die wêreld was nie, wat die rol van Engeland in hierdie land was nie. En in watter mate ons nog steeds daardeur bepaal of vooraf bepaal word. Maar nou, kom ons kyk nou net so vir 'n oomblik na mevrou Helen Zille se mannewalis hier in Douglasdale. Sy het nie haar pruik opgehad nie, maar sy het wel een of ander vorm van 'n swempet en 'n snorkel opgehad. Dus hierdie is op haar Facebook waar ek dit gevind het, en ek sal dit nou hier net so kortliks vir u speel. Welcome to Douglasdale at this wonderful snorkel pool that has been here for about 3 years, despite many attempts to fix it. When the grader comes in the dead of night so that people can earn overtime, they burst the pipe again. And here we are with a free and wonderful Saturday afternoon snorkel. I could even do the backstroke over here. Let's see if I can do that stroke. Ooh. Backward doggy paddle. I get over here. A bit of pool over here. I wonder if there are any fishes in here. Let me take a look. Very nice. This pool has been here on and off for 3 years. It's the result of a burst pipe. It's kept bursting again and again and again. Neighbors can't get out of their driveways. People have asked for the council to come and fix it. They came and fixed it with a front end loader and burst the pipe again. This is what people have to live with in the city of Johannesburg.
Nou ja, daar het jy dit. Helen Zille wat rondplas in 'n modderpoel in Douglasdale. Maar nou, ons kan nou 'n bietjie oor Carl Smith ook gesels. Ek sal nie te diep daarin ingaan nie. Ek wil net attent maak op 'n paar van sy argumente. Maar ja, ook Andries Hendrik Potgieter het gesê hierso so rondom 1840 toe die Engelse die Natal annekseer. Toe het hy gesê nee, hy gaan nou Transvaal toe trek want hy sien nie kans. Hy gaan verder noord, baie noord trek want hy sien nie kans vir die Engelse nie en hy sê Natal is te naby aan die see en waar die see is die Engelse. En dus het Potgieter al die pad tot in die Noord-Transvaal getrek en hy het mos uiteindelik gesterf dink ek in die ou Lorenzo Marx wat vandag bekend staan as Maputo. Ja, ek was nog nooit in Mozambique nie. As ek ooit so toe gaan sal ek miskien na Potgieter se graf gaan kyk as dit nog bestaan. Want ek dink hy is ons bewondering werd en so ook ja, ou soos Carl Smith. Maar ja, wat vir my tref aangaande hierdie hele veldtog nou van Zille is ja, dit het in die Kaap begin en sy is nou besig om weer eens, sy dink sy gaan Johannesburg inneem vanuit die Kaap. Jy weet, sy was nou burgemeester van Kaapstad, burgemeesteres en sy was ook natuurlik leier van die DA en wat ook al vir 'n ruk en premier van die Wes-Kaap en nou gaan sy Johannesburg herkoloniseer vanuit die Kaap. Maar ek dink nie dit gaan so maklik wees nie. Ek dink danksy ook natuurlik die feit dat Engeland en Brittanje baie lank eintlik die ANC van 'n basis voorsien het in Brittanje en Oliver Tambo daar gebly en Joe Slovo en Ruth First en al hierdie mense. Ja, ons is reeds, ons lot is reeds bepaal deur die Britse media en Britse popsangers en natuurlik deur ons plaaslike geradikaliseerde Engelse, soos Helen Zille. Ek dink sy is baie trots daarop dat sy 'n groot rol gespeel het om die ANC aan bewind te bring in Suid-Afrika, maar nou wil sy die ANC uitknikker in Johannesburg en die ANC, dit moet nou 'n DA burgemeester kry, wat nou Zille self gaan wees. Ek het 'n bietjie gegoogel, wat is nou eintlik Zille is, het sy enige band met Johannesburg? Kyk, ek woon al seker, ja, ek weet nie, 40, 50 jaar of langer in Johannesburg, behalwe nou die tydperk wat ek in Frankryk was, en 'n jaar in Durban en 1 jaar in Pretoria. Maar die res van die tyd was ek eintlik maar in Johannesburg, wel so 'n bietjie op die Oosrand op laerskool, maar dis het ek alles al hier gesien, ek het ook die verval van die stad gesien, maar dit is ook nie waar om te sê dat Johannesburg so heeltemal hopeloos is nie, want ek het self 'n probleem in die munisipaliteit gehad. Ek het so 'n week gelede, net terloops, het ek, ja, ek ken natuurlik Braamfontein, soos die palm van my hand. Trouwens, ja, ons gaan nog op slag bietjie praat oor die vroeë geskiedenis van Johannesburg, want iemand het vir my, was so gaaf, een van die kykers van hierdie kanaal, was so gaaf om vir my 'n proefskrif te stuur in Afrikaans, oor die vroeë geskiedenis van Johannesburg en die rol wat die Afrikaner in die totstandkoming van Johannesburg gespeel het. Maar goed, en Braamfontein was natuurlik die naam van die plaas waarop Johannesburg ontstaan het met die ontdekking van goud. En die Afrikaners het eintlik geweet van die goud in Johannesburg nog voor enigiemand anders. Daar was prospekteerders en daar was klein besighede wat Afrikaners gevorm het, want hulle het probeer het om van die goud te ontgin. Maar agterna het al die buitelanders natuurlik ingekom en hulle het dit heeltemal oorgeneem en vandaar in toe het Johannesburg eintlik hierdie soort eiland binne in Suid-Afrika geword, wat uiteindelik die hele land verower het en die hele tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Johannesburg was die absolute setel van onheil en dit is eintlik nog steeds, want al die Engelse media, al die anti-Afrikaanse media en die Universiteit van die Witwatersrand en dit is alles gesetel
in Johannesburg, maar terloops my klein anekdote, toe ek het nou so 'n paar probleme met my rekening gehad of iets van die aard. Ja, met my eintlik gaan dit nie te sleg met my rekening in Johannesburg nie en ek gebruik ook baie min water. Dus alhoewel hier was 'n waterlekkasie en dit my R1.500 gekos, maar hoe dit ook al sy. Toe gaan ek nou in daar aan Braamfontein toe en jy weet, ek stap maar daar af in die straat in Jorisenstraat. Jorisen was natuurlik een van die amptenare van Paul Kruger. En trouwens, Jorisen was saam met Paul Kruger 'n biskop hier so rondom 1877 of daar rond toe hulle Engeland toe gegaan het om te sê nee, Shepstone mag nie die Transvaal annexeer nie. En die straat daar is natuurlik vernoem na Jorisen en want niemand weet dit nie, dis is daardie straatnaam nog nie verander nie, terwyl hierso naby William Nicol, wat ook 'n stoere Afrikaner was, alhoewel hy 'n Engelse naam het, hulle het dit verander na Winnie Mandela. Dit maak 'n mens naar. Maar, nou, Zille gaan, met ander woorde, Zille was iemand wat die ANC aan bewind wou gehad het, en nou wil sy Johannesburg vanuit die Kaap herkoloniseer, maar sy het ook bietjie mededinging in die vorm van die EFF. Maar daar was nou die dag 'n berig op Netwerk 24. Hier is die berig. Nou, hier is 'n persoon, Nkululeko Dunga, LER vir Finansies in Gauteng. Lesofie het hom nou aangestel as LER vir Finansies met 180 miljard rand begroting. En dan is daar nou allerlei kommentaar, jy weet, hierso is, ja, Lesofie gee EFF beheer oor 180 miljard rand in berekende politieke skuif. Nou daar is kommentaar daaroor deur professor Theo Neetling van, ek dink hy was voorheen aan die Universiteit van Noordwes of iets, maar hy is nou by Akademia in die Parel. En hy het so hele lange relaas daar, en waarop het neerkom is eintlik dat Lesofie, die boerehater par excellence, hy is besig om die deur te open vir alliansies na links, om te sorg dat die EFF en die MK-party, dat hulle met die ANC kan saamwerk. Want kyk, tans het ons natuurlik die sogenaamde regering van nasionale eenheid, wat uit die DA en die ANC en 'n klompie kleiner partye bestaan, waaronder ook die Vryheidsfront. Maar nou, in Gauteng is daar nou reeds 'n alliansie, koalisie tussen die ANC en die EFF en waarskynlik nog een of twee kleiner partye, en hulle regeer Gauteng, wat die rykste provinsie in die land is. Wel, dis eintlik die reste van die ou Transvaal. En ja, dis 35% van die land se bruto binnelandse produk hier in Johannesburg, Pretoria en Oos en Wesrand. Vereniging, dit alles, daardie hele koek, provinsiale koek nou, is onder beheer van die ANC en die EFF. En ek het al voorheen op hierdie kanaal verwys na die sogenaamde Overton venster. Nou, Overton was 'n Amerikaanse politieke wetenskaplike, en hy het gepraat van hoe die aanvaarbaarheid van politieke idees verskuif met tyd. Met ander, ja, kyk, aan die een kant het jy sê, aan links en regs is al ondenkbare idees. Op 'n stadium was dit ondenkbaar dat die ANC ooit Suid-Afrika sou regeer. Mevrou Thatcher het gesê, mense wat dit dink, hulle is van hulle sinne beroof, hulle hoort in die malhuis. Hy het gepraat van Cloud Cuckoo Land, of iets van die aard. As jy daar die aanhaling van mevrou
Thatcher kan onthou. Met ander woorde, dit was 'n radikaal ondenkbare idee dat die ANC ooit in Suid-Afrika kon regeer. En vandag is die ANC nie net regerende nie, hulle is die hoofstroomparty. Hulle idees, hierdie quasi-kommunistiese idees van die ANC is hoofstroom idees. En daar's nou nog iets wat by my opgekom het so rukkie gelede, en dit is dat die ANC is, en die ANC was baie lank 'n frontorganisasie vir die kommunistiese party. Daar was eintlik niks agter die ANC, jy weet hulle daar in die buiteland was nie. Niemand hier het van hulle geweet nie. Hulle het maar net bestaan sodat die kommunistiese party kon sê, maar ja, ons verteenwoordig eintlik die meerderheid swartes in Suid-Afrika. Ons wat die kommunistiese party is, Joe Slovo en sy vrou Ruth First. En dit was die ANC se enigste funksie, en twee ander Johannesburgse kommuniste, dink ek, Rusty en Hilda Bernstein. Hulle het vir Tambo 'n huis gekoop daar in Engeland, en hulle het hom so half en half aan die gang gehou. Saam met 'n bietjie geld van die Sowjetunie, totdat hulle nou geld by die Swede gekry het. Maar dit is nou weer 'n ander verhaal waarop ons, jy weet, een of ander tyd weer nog gaan terugkeer. Ek het dit al op hierdie kanaal genoem. Maar nou die Overton venster, soos hulle, ja, Overton window in Amerika natuurlik, maar die Overton venster hierdie is nou in Nederlands. Ja, ANC is nou hoofstroom, en eintlik is EFF so half verstandig, of hulle is, soos die Hollanders sê, akseptabel. Hulle is aanvaarbaar. EFF met sy kieleboer, kielefarmer, wat deur die Engelse regters van die howe, dit is gemagtig, die stempel van goedkeuring van daardie mevrou Raylene Keatley, of ons moet daar seker nou Lady Raylene Keatley noem, want sy sit op die appelhof, sy regbank, die groote dame, Engelse dame, en baie anti-Afrikaans ook, hoor. Sy en haar mede regters, maar ek dink sy het die uitspraak geskryf, het kieleboer, kielefarmer tot die as gemagtig, aanvaarbaar en deel van die Suid-Afrikaanse politieke woordeskat verklaar. Dit is die invloed van Engelse in Suid-Afrika. En het is eintlik ongelooflik, want hier is seker ietsie oor 1 miljoen Engelse in die land, waarvan die meeste sê nou maar in Johannesburg en Kaapstad en Durban, seker, wel, alhoewel die in Durban dink ek word al 'n bietjie minder. Maar hulle is hoofsaaklik in Johannesburg en Kaapstad, en so 'n bietjie in die Oosrand ook. Maar ek sou skat, daar is omtrent seker 100 tot 200,000 radikale Engelse in Suid-Afrika. En hulle slaan die Qatar hierso, en hulle die ANC aan bewind gebring. En mevrou Zille is een van hulle. Sy's 'n geradikaliseerde Engelse persoon, alhoewel sy blykbaar haar ouers is van Duitsland afkomstig, blykbaar is sy Duits magtig ook. Want hier, ja, dis nogal 'n belangrike punt, ons gaan nou 'n bietjie verwys na hierdie Duitse boek van Carl Schmitt. Maar dit is die situasie waarin ons bevind. En alles is eintlik skyn, en die punt wat ek wou maak, die gedagte wat by my opgekom het, is dat die ANC is 'n kommunistiese party, was jarelang deel van die frontorganisasie van die kommunistiese party. Dis 'n kommunistiese party wat voorgee dat hy 'n liberale party is. Plek daarvan dat hy al die banke en die grond en alles genasionaliseer het hy nou 'n soort van liberale demokrasie hier toegelaat, wat hulle, toe ek by Wits was, het hulle altyd daarna verwys as bourgeois demokrasie. Dis 'n Franse woord, bourgeois, wat nou die middelklas of die burgery beteken, maar al die kommuniste gebruik altyd daardie term, die bourgeois stelsel. En die Franse revolusie was 'n bourgeois revolusie, en nie die Russiese revolusie van 1917, dit was die werklike revolusie, die kommunistiese revolusie, die sosialistiese revolusie, en al hierdie radikale Engelse in ons land, hulle glo in hierdie goed.
Ek kan nou vir die paar seker gaan haal, dit sal bevestig. En dan, wat is die DA dan? As die ANC 'n kommunistiese party is, wat voorgee om 'n liberale party te wees, is die DA 'n liberale party wat voorgee om 'n kommunistiese party te wees, of wat graag 'n kommunistiese party wil word. Want ons weet, die hoofstroom, as ons kyk na die Overton venster, die beleid in Suid-Afrika is 'n soort rasse-sosialisme. En die DA wil dit ook baie graag toepas. En mevrou Zille het dit reeds in Kaapstad, en sy en hierdie ander man wat Jordan Hill Loos, hulle het dit klaar in Kaapstad toegepas. Hulle belas die bourgeois, en selfs die Engelse ook, dit is ook 'n Franse woord, la petite bourgeoisie, die laer middelklas, die klein middelklas, wat hulle nou in Engels met hierdie soort, franglais, kyk, 80% van Engels in elk geval Frans is 'n soort van Krioels. In hulle Krioolse taal noem hulle dit die petit bourgeoisie. Die petit bourgeoisie. En hulle beskou die Afrikaners in Suid-Afrika as die klein bourgeoisie, as die petit bourgeoisie. Ons is petit bourgeoisie in hulle oë, want ons besit nie veel nie, ons is 'n huis of 'n motor hier en daar, maar ons is nie deel van hierdie groot kapitalistiese klas in Suid-Afrika. Daar's 'n paar Afrikaner miljardêrs, maar hulle het nie veel politieke invloed nie, eintlik bloedweinig, hulle probeer ook nie eens 'n politieke invloed verkry nie. Maar die meeste van ons mense is arm, en dit is nou die ding dat die DA gedurig, hulle hele boodskap, ook hier in Johannesburg, is, hulle staan vir die armes, hulle gaan die armes help. Met ander woorde, hulle gaan die middelklas, of dan die klein middelklas, die petit bourgeoisie, waarvan hulle praat, waarvan hierdie linkse Engelse praat, hulle gaan ons almal belas, en hulle gaan ons geld uitdeel in Soweto. Wel, dit gebeur klaar, natuurlik, in Johannesburg, want ek dink net iets soos 5% van Soweto betaal genaamd enige munisipale rekeninge, en dis hoofsaaklik maatskappye. In supermarkte en sulke ouens wat hulle munisipale rekeninge daar betaal, maar die gemiddelde inwoner van Soweto betaal nie sy munisipale rekening nie. Dus, hulle gaan die ANC, die DA is eintlik 'n soort ideologies, is hulle eintlik 'n vertakking van die ANC, maar wat ANC beleid beter gaan uitvoer. Hulle gaan beter grondonteiening doen, as in die nasionale regering natuurlik, en hulle gaan beter die klein middelklas, die arm blankes, noem hulle maar so, ons is amper arm blankes, ja, vergeleke met mense in die res van die westerse wêreld, is ons arm blankes. Ons het omtrent niks, ons inkomste is wat baie gemiddeld, dit is nie naaste by op die vlakke van Noord-Europa of Noord-Amerika nie. Ons is eintlik arm blankes, en hulle gaan hierdie ons arm blankes verder belas, en die ANC beleid verder toepas in Johannesburg, soos hulle dit reeds in Kaapstad doen. Daar's baie mense wat in Kamsbaai huis gehad het, afgetrede onderwyseresse en sulke mense, maar na mate die eiendomswaardes gestyg het, die eiendomsbelasting astronomies opgegaan. En van hierdie mense moes hulle huise naderhand verkoop, en ek weet nie of eiendomswaardes in Johannesburg ooit gaan styg nie, eerder die teenoorgestelde, maar hulle gaan definitief ons meer belas. Maar wat ek wou sê van my eie klein ervaring toe ek na Braamfontein toe gegaan het, toe kom ek daar by, daar's nou 2 geboue, ek sal nie daarop ingaan op al die besonderhede nie, maar daar's 'n gebou laer af in die straat, wat werk met eiendomswaardes, en ek het toe gestap, en my vorige ervaring daar was 'n bietjie, nie so aangenaam nie, want op daardie dag toe ek toe gestap het,
toe die krag in Braamfontein heeltemal afgegaan. Dit was tydens die beurtkrag of iets, of daar was een of ander kragonderbreking, en toe is die hele gebou sonder krag, en jy kan, toe moes ek net daar onverrigter sake omdraai, maar hierdie keer het ek so toe gegaan, in die eerste vloer en alles, en daar is 'n lieflike kantoor daar, en dit lyk heel georganiseerd, en ek sien toe daar sit so 'n dame, ouerige dame, naby aan ouderdom, sy het trouwens, as het agterna 'n hele lang gesprek gehad, en sy praat Afrikaans, en sy het my toe daar gehelp, en ek dink my probleme gaan binne 'n maand opgelos word. Nou ja, dit is 'n ander facet van Johannesburg, daar is nog hier en daar, jy weet, 'n verlore Afrikaner, die stelsel, wat jy kan gebruik om jou te help, jy weet, wat bereid is om jou te help. Maar nou ja, die nuwe orde gaan dan, die DA wil 'n nuwe orde hier skep, maar hulle gaan nie 'n nuwe orde kan skep sonder die EFF nie, dink ek. En waarskynlik gaan daar iewers in die toekoms of 'n ANC DA koalisie wees tussen die nasionale regering, en dan gaan die DA die ANC help om hulle beleid beter uit te voer, of daar kan selfs 'n DA EFF koalisie wees. Hoekom nie? Want ek dink ons is hier op 'n spektrum, as ons kyk na die Overton venster. Jy weet, populêr beleid, populêr, verstandig. Jy weet, kommunisme en ek sê, ja, liberalisme wat eintlik, ja, kommunisme wat voorgee om liberalisme te wees. Dit is die hoofstroom ideologie in Suid-Afrika. Nou, ek het nou, ja, gesê ek gaan so 'n bietjie iets verwys na Carl Schmitt se boek Land en See. Dis nou nie te koop op ons webblad of enigiets van die aard nie. Trouwens is moeilik om hierdie boeke in die hand te kry. Daar is 'n roofkopie van 'n Engelse vertaling op die internet beskikbaar as jy belangstel, en die Engelse titel is Land and Sea. Maar ek dink dit is belangrik om hierdie boek ook in Afrikaans te vertaal. Land, en hy is hierso in Nederlands aan die regterkant. Daar is die oorspronklike aan die linkerkant, Land und Meer van Carl Schmitt. Dit het so rondom 1941 verskyn, en aan die regterkant is die Nederlandse vertaling deur De Blauwe Tyger. Nou, De Blauwe Tyger is, hulle sê dis 'n regse uitgewery in Nederland en Groningen, maar hulle gee eintlik fantastiese boeke uit, jy weet, interessante boeke, en veral hierdie boek Land en See, soos hulle dit hier vertaal het, van Carl Schmitt. Ek dink dit is 'n ongelooflike boek. As jy een filosofieboek of in die lewe lees, moet daai boek wees. En eintlik is dit ook so half eenvoudig, want Carl Schmitt het 'n dogter gehad, Annie, ek dink Anima was haar naam. En hy het hierdie boek geskryf om vir haar te verduidelik hoe die wêreldgeskiedenis werk. Sy was 12 jaar oud, en hy het dit baie mooi uiteengesit, en hy begin met die Leviathan, nou, en die groot, ja, die groot landdier, en die konflik tussen die twee, en Engeland is dan eintlik die Leviathan. Engeland het die see beheers vir eeue lank. Kyk, Nederland was op 'n stadium ook 'n groot seemoondheid, maar Engeland het by Nederland oorgeneem, en vandaar Suid-Afrika, soos Hendrik Potgieter gesê het, waar die Engelse is, waar die see is die Engelse, en mevrou Zille, ja, sy is hier met 'n snorkel, sy is die Leviathan, sy is die Engelse Leviathan, wat hier aan die kant in Douglasdale, in 'n modderpoel rondswem, en sy gaan bewys dat sy gaan uit hierdie modder uit opstaan, en sy gaan Johannesburg, die grootste stad in die land, gaan sy verower. Net soos die Britse weermag Johannesburg en Pretoria verower het in 1900. Sy gaan dit doen. Maar ja, daar's verskriklike interessante elemente in Carl Schmitt se boek, waarop ek nou nie alles sal hier ingaan nie. Ek wil maar net vir u daarop patent maak, dat hy uiteindelik vir ons die wesentlike aard van Engeland en die Britse Ryk, en selfs tans, ja, hy sinspeel selfs op die FSA, dis nou in 1941, so hy kon nie eintlik voorsien
watter hegemoniese mag die Amerikaners in die wêreld sou beklee na 1945 nie, en wat ons nou sien uitspeel ook in ons tyd, en in die Amerikaanse ryk is besig om links en regs oorlog te maak, tesame met Israel. Hulle wil ook die hele wêreld beheer, en mense dwing om die dollar te gebruik vir olieaankope en so meer. Maar daar is 'n teks, daar's 'n bladsy in die boek waar Schmidt ook 'n Amerikaanse admiraal aanhaal. Ek dink hier in die 19de eeu, vroeë 20ste eeu rond, waar die ou gesê het dat eintlik moet Amerika en Engeland nou weer een land word. En hulle moet, sodat hulle die aardbol saam as eilande kan beheer. Want dit is die hele ook 'n baie groot punt in die boek, is dat Engeland 'n eiland is, en dit maak, dit stel hulle in staat om as dit ware globaal te werk, en hulle verwys ook na Engeland as 'n soort van 'n kasteel wat deur die see omring is, wat deur 'n jy weet, soos 'n kasteel wat deur water omring is, 'n grag omring is, die mou, soos hulle dit noem, die stuk see daar tussen Frankryk en Engeland, dit is eintlik die grag van Engeland. En ons land, ons staan nog steeds eintlik onder Britse invloed. Ja, ook die alles wat Lesofie doen om Afrikaans uit die skole uit te weer, en ek sal op 'n stadium ook bietjie gesels oor wat in ons argiewe en biblioteke aan die gang is, waar hulle eenvoudig voor die voet Afrikaanse boeke verpulp of laat verwaarloos, of jy weet, van ons argivale dokumente wat uit die ou ZAR kom en wat ook al. Al daai goed word verwaarloos of vernietig. Want uiteindelik is daar 'n soort kulturele volksmoord aan die gang in Suid-Afrika. Jy weet, in ander Afriforum en hierdie mense wat so wegskram van die term volksmoord, hulle dien ook eintlik die Engelse belang op 'n manier, want hulle is nie bereid om die ding by sy naam te noem nie. Kyk, Engeland het verseker, ek het 'n soort van 'n linkse familielid, soort van 'n niggie of iets wat, sy het ook by Wits gestudeer, maar sy het vir my gesê, ja, alles wat die Engelse hier gedoen het, in 1900 tot 1902, dit was 'n volksmoord, en sy's links, en sy's Engels, sy het dit gesê. Dus, en ons het nog nooit eintlik, dit het eintlik nog nooit opgehou nie, of die gedagte dat die Afrikaner in Suid-Afrika moet verdwyn, dit het nog nooit gesterf nie, dit het nog nooit vergaan nie, dit is steeds daar, en die kulturele volksmoord, die uitwissing van Afrikaans, die uitwissing van ons argief, die uitwissing van ons kultuur, van ons erfenis, van dit alles, dit word nog steeds vanuit Engels en in Engels word dit bedryf. En vandaar die figure soos Lesofie en die EFF en mevrou Dame Raylene Keatley, wat dit alles bestendig en in die hand werk. Nou ja, dit sommer nou so 'n bietjie van 'n oorsig. Hierdie video word so effens gekleer deur my lesing tans. Ek is nou besig om so op pad deur die boek weer eens. Ek het dit jare gelede gelees van Carl Schmidt. Ek is nou besig om die Engelse vertaling te lees, maar ek gaan dit verseker die Nederlandse ene ook in die hande kry, en ek sal dit in Duits ook lees. En ek wil dit graag in Afrikaans vertaal. Dit is 'n boek wat ons moet vertaal, maar dit sal vir ons 'n sleutel gee tot die Leviathan, tot hierdie seemonster wat hierdie land gekoloniseer het en nog steeds koloniseer en herkoloniseer, en waarvan ons bepaalde manifestasies, selfs in die munisipale politiek, gadeslaan, en hierdie Zille is met haar
sonder haar bruid, maar met haar, ek weet nie, haar swempet en haar snorkel is 'n metafoor vir hierdie tipe Britse kolonialisme en kolonisering wat dag vir dag steeds in Suid-Afrika werksaam is. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om 'n boek te koop nie en om die kanaal in te teken en dan volgende keer maak ons weer so. Ek sal probeer om miskien gedurende die Paasnaweek nog 'n klein video op te neem, sodat jy daarom iets het om na te kyk. En tot volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.